Prys die naam van die Here, baie welkom, baie dankie dat julle hier is vanmôre. Het julle agtergekom dat, en ek hoop is die regte woorde wat ek vanmôre wil gebruik, en moet my nou nie stenig nie, maar mense is snaaks goed. Is dit nie so nie? Of moet ek sê, mense is snaakse kreature, dit klink al beter, ek dink dit klink al beter as wat is goed, nee? Maar mense snaakse dan nie om, sjou, ek weet nie of jy agtergekom het nie, ons hou van seker goed, en een ding wat ons verseker van alles het jou toekom, soek het dadelijk, is dit nie so nie, jy moet dadelijk spring, jy moet dadelijk gee, jy moet dadelijk so maak, ons hou daarvan, maar as iemand het van jou verwag, is moeilik om dadelijk te doen, is dit nie so nie, is dit nie waar nie, ons het laas jaar, as ek hard gaan onthou, laas jaar het ons oor die 7 tekens of wonderwerke van Jesus behandel daar in Johannes, en ons het so een vir een so vir die reeks het ons behandel en gedoen, en kyk, ons hou van die woordjie dadelijk, is dit nie waar nie, ons hou van dadelijk antwoorde, ons hou van dadelijk gewese, en vir alles het kom by die Here, ons hou dadelijk van voorsiening, ons hou dadelijk van hierdie verandering, ons wil hierdie dadelike verandering hê, ons wil hierdie dadelike genees hê, ons wil hierdie dadelik hê, ons wil hierdie dadelike voorsiening, ons soek hierdie dadelike deurbraak, is dit nie so nie, is dit net ek, kom on, ons allemaal soek dit, maar die waarheid is dat, dit gaan nie altyd dadelik, volgens ons oorlosie werk, my oorlosie sê dit moet nou gebeur, maar Godse oorlosie sê nie so nie, hy werk volgens sy perfecte tyd. Nie volgens ons tyd nie, volgens sy. Wanneer die tyd aanbreek, wanneer sy tyd aanbreek, dan gebeur dinge dadelijk. Johan skryf hierdie 7 wonderwerke as 'n bewys dat Jesus Christus die Seun van God is, die lewendige God is. Hy is die Seun van die lewende God, hy is die Messias. En elke teken openbaar iets van Jesus se heerlikheid. Dan kan die water nie wyn. Dis die koninklike beampte se seun wat hy gewees het. Dink daaraan. Jesus was nie eens daar nie. En dit het gebeur. Dink aan die verlamde man by die bad van Bethesda. Die twee visse en die 5 broodjies wat Jesus spreek, dink daaraan. Elke teken, die blinde man wat genees, en natuurlijk, een van die grootste is waar Lazarus opgewek is. Wauw. Ek dink daar, iets van elke teken, elke wonderwerk, openbaar iets van wie Jesus is. En ek vanmôre 'n bietjie stilstaan weer by die 5de teken. Dit het gebeur net nadat die brood en die visse gebreek is, en daar 12 mandjies oorgebly. Die skare het gekom, en hulle wou Jesus dwing om koning te wees met hulle. Hulle wou met geweld inneem om vir hulle koning te wees. As gevolg van hierdie wonderwerk wat hulle gesien het. Hulle het gehoor van die ander wonderwerk, hulle het gehoor van goed, en hier kom hulle sien, hulle ervaar dat hierdie wonderwerk waar Jesus die brood breek. Jesus kom en hulle wou koning maak, en hy gaan toe, en hy gaan weg, en hy sê vir sy disciples, hy sê, gaan julle, slaap in die klim oor, vaarslaap oor, aan die kant, ek sê julle daaroor. Johannes 6 kom vertel ons, van hierdie groot wonderwerk, van die vorige dag gebeur. Nou, ek dink hierdie disciples, moes gedink het, nou gaan alles maklik wees. Ja, ons is nou by die regte julle. Ons is nou by die regte persoon, nou gaan alles maklik wees. Ure later, kom hulle, en hulle vind hulle self, in die donker, alleen, storm, en die wind. Is dit nie maar hoe die lewe werk nie? Donker, alleen, 'n storm gebeur net so. Jy het nog net jou oor uitgevier en dan is jy binne die storm. En ons beleef dit, miskien het jy op 'n Sondag of whatever in die week 'n wonderwerk gebeur
En die volgende oomblik bevind jy jouself in hierdie storm. Want dis waar die disippels gegaan het. Hulle het hierdie wonderwerk beleef. Hulle was deel van dit. Hulle het die brood en die visse uitgedeel vir die mense. Hulle het hierdie wonderwerk van 5 broodjies en 2 visse. Ja, hier kom hulle en hulle klim in die boot. Maklike reis oor aan die kant toe. Dis vandag 'n paar ure en as ons daar. En hier beleef ek miskien hierdie storm. Hulle kom in hierdie storm. Johannes wil kom en ons sê, ons moet verstaan, dieselfde Jesus, wat die brood vermeerder het, is ook die Here oor die storms. Hy is ook 'n beheer van die storms. Johannes 6 vers 17 tot 18 sê, en toe dit aand geword het sy disippels afgegaan na die see toe, en nadat hulle in die skuit geklim het hulle oor die see gevaar na Kapernaum. En dit was al donker. En Jesus het nog nie by hulle gekom nie. En die see was onstuimig, omdat 'n sterk wind gewaai het. Nou let gou 'n bietjie op die volgende. Dit het aand geword, dan word dit donker, dan kom die wind, dan kom die golwe, en alles raak net erger. Hierdie waarvan ons praat, die see van Galilea, praat ek nou nie van 'n klein ou dammetjie nie. Hierdie see van Galilea is ongeveer 21 kilometer lank. Hy is nie 'n klein dammetjie nie. Hy is so 210 meter onder seevlak. En ja, daar is koue lug wat om die omliggende berge bots teen mekaar en dan warm lug en koue lug. Die wetenskaplikes, hulle kan dit mooi vir jou vertel, maar as wanneer hulle koue lug dan vorm daar 'n storm en dan kom 'n storm. Eers skielik is daar 'n storm. En ja, ons moet onthou hierdie disippels is ervare vissermanne. Dis nie sommer net 'n gewone kapenter nie, dis 'n visserman. Hulle ken dit. Hulle was bang. Dan moet jy weet hoe erg was die storm omdat hulle bang was. Baie Christene glo, ek weet nie hoe kan, hier is my moeilike vraag, of is eintlik 'n maklike vraag, maar baie Christene glo, as ek God dien, sal ek nooit die storms gaan. Ja, as ek God glo, as ons in God glo, maar die Bybel leer ons die teenoorgestelde en ons sien dit, en Johannes het vanoggend van storms gepraat. Storms, die woord leer ons daar storms. Die disippels was presies waar Jesus in hulle gehad het. Jesus wou hulle daar gehad het. En tog het die storm gekom. Die storms beteken nie dat God jou verlaat het. Miskien gaan jy deur 'n storm. Storms beteken dikwels dat God besig is om groter dinge aan jou te openbaar. Groter dinge, beter dinge aan jou te openbaar. Jesus kom wanneer ons dink, hy is afwesig. Johannes 6 vers 17 die B-gedeelte sê, en Jesus het nog nie na hulle gekom nie. Hoor jy nou? En Jesus het nog nie by hulle gekom nie. Het jy een sin? Beskryf baie mense vandag, is dit nie van die Here? Waar is hy? Here, ek bid, hy antwoord. Here, ek huil, maar hy praat nie. Ek wag, maar dan gebeur niks nie. Maar ek mooi wat Johannes sê. Johannes sê nie, Jesus gaan nie kom nie. Hy sê nog nie gekom. Daar is 'n groot verskil. So, die woordjie nog nie beteken dat God jy nie verlaat nie, maar God is op pad. Jesus is op pad. Hy sê nie, hy gaan nie by hulle opdag nie, hy is op pad na hulle toe. Ons leef tussen die belofte en die vervulling. Jesus kom op plekke wanneer niemand anderster kan loop nie. Johannes 6 vers 19. En terwyl omtrent 3 of 4 myl geroei het,
sien hulle Jesus op die see loop en naby die skip kom. En hulle het bang geword. Dis ongeveer tussen 5 tot 6 kilometer wat hulle geroei het van die kant af, waar geroei het. So hulle was nie ver van die kant af nie. Hulle roei en hulle kom nergens. Dat is gevolg van die storm. Hoeveel mense sê vandag, maar ek bid al jare vir hierdie deurbraak. Ek werk al jare aan hierdie en ek probeer al jare hierdie goed. En dit voel ek kom nergens nie. Ek bly dieselfde. Toe sien hulle Jesus. Nie in 'n boot nie. Nie op die strand nie. Hy loop. Hoor gou mooi so. Hy loop op dit waarvoor hulle bang is. Jesus loop dit waarvoor jy bang is. Is dit nie amazing nie? Jesus loop dit waarvoor jy bang is. Waarvoor hulle bang is. Hierdie golwe, hierdie loop Jesus op. So. En hulle het geweet. Net God kan op die water loop. Psalm 77 vers 20 sê, U weg was in die see, en U paai in die groot waters, en U spore was nie bekend. Psalm 89 vers 10 sê, U heers oor die trotsheid van die see, as sy golwe hulle verhef, bring U hulp tot bedaar. So hulle het geweet, Jesus, maar hulle was bang. Jesus kom. Wanneer Jesus dus op die water loop, doen hy nie 'n wonderwerk nie. Hy verklaar, ek is die Christus. Ek is die Messias. Hy sê, ek is. Vers 20, Johannes 6 vers 20 sê, maar hy sê vir hulle, dit is ek. Moenie vrees nie. Hierdie woordjie, dit is ek. Dit is presies soos wat God vir Moses gesê het, toe Moses gevra het, wie moet ek sê? En God het gesê, ek is wat ek is. Ek is. Jesus sê nie blind, dis ek Jesus nie. Hy gebruik die naam van God. Hy sê, ek is God van Abraham. Ek is die God van Isak. Ek is die God van Jakob. Ek is die skepper. Ek is die een wat die rooi see opgemaak het. Ek is die een wat nou op die water loop. Ek is die een op dit, ek is die een wat nou loop op dit, waarvoor jy bang is. Daarom sê hy, moenie vrees nie. Hy sê, moenie vrees nie, want ek is naby. Ek is. En wanneer ek is, gebeur daar dinge. Hier kom vers 21. En nou moet my nou nie kruis ek, maar hierdie wonderwerk wat hier gaan gebeur, het ek nie raak gesien. In my tydperk wat ek die woord lees, het ek hierdie week die eerste keer hierdie wonderwerk gesien. Hy sê, toe was hulle gewillig om hom in die skei te neem, en dadelik in die skei by die land gekom, waar hulle naartoe gegaan. Toe hulle gewillig was. Hoor gou mooi. Hulle is op die see, dit is donker, hulle is alleen, daar's wind, daar's golwe, hulle sien hier die figuur op die water aankom, en Jesus sê vir hulle, dit is ek. Toe hulle gewillig was, om Jesus in die boot te neem. Die woordjie gewillig daar beteken, om te wil, om te begeer, en om te besluit. Toe hulle begeer het, om Jesus in die boot te neem. Toe hulle besluit het, om Jesus in die boot te neem. Toe hulle wil, Jesus in die boot te neem. Jesus het homself gedwing, om hulle in die boot te neem. Hulle het nie eers gesê, wag, Jesus, staan net gou vas, hoop jy kan staan, as jy geen plek maak vir jou in die boot nie. Jesus het gewag, tot hulle gewillig om in die boot geneem is. Hy het gewag, en hy het geklop, soos het Openbaring 3 vers 20 sê hy, kyk, ek staan voor die deur en klop. Hier kom Jesus, hy staan en klop. En hier is die wonderwerk. Hier is die disciples wat in hierdie storm is. Hulle is gewillig om Jesus in te neem.
in hierdie omstandighede, hierdie situasie. Jesus sluit hulle aan op die waters. En sê vir hulle, moenie vrees nie. Ek weet nie of hulle bang was vir die golwe, of hulle skielik bang was vir die figuur wat op die waters aangekom het. Maar bang was hulle bang. Hoeveel keer gebeur dit by omstandighede, ons vind onsself ewe skielik in omstandighede, en die volgende oomblik is daar nog iets groter, nog iets anderster, wat ons ook bang maak. En hier kom Johannes en hy sê, leer vir ons hier in vers 21, toe hulle gewillig was om hom in die skei te neem, en dadelik die skei by land aangekom, sien ons dat die disippels gewillig was om te wil, om te begeer, om te besluit. Toe hulle besluit het, ouens, toe hulle begeer het, toe hulle wou, toe hulle wil, Jesus in die boot neem, sê die vers verder, en dadelik het die skei by die land aangekom, waarna toe hulle gaan. Ek sê weer, onthou gou hierop, die see van Galilea is 21 km lang. Die woord sê hulle so tussen 5 en 6 km geroei. So daar is nog 'n hele stuk wat moet gebeur, en toe hulle gewillig was om Jesus in die boot in te neem, en kyk, dadelik. Dan kom Johannes en hy sê in klimaks, nie die storm nie die wind nie die water nie. Een woord. Dadelik. Grieks beteken straight away. Immediately. Dadelik. Onmiddellik. Sonder wagtydperk. En onmiddellik, toe Jesus in die boot is, verander alles. Nie net die storm wat verander het nie, hulle hele posisie verander. Hulle is by die bestemming waar God hulle wou gehad, waar God hulle op daai oomblik wou hê. Want hulle was gewillig. Hulle was gewillig. Ja, God werk soms lank voordat hy skielik omstandighede verander. Kom ons kyk na Josef. Hy het lank gewag, hy het in die put gegaan, hy was 'n slaaf, hy was in die tronk gewees. En toe het hy eers die konings regterhand geword. Kom ons kyk na ou Dawid. Hy het skaap aangehardloop vir verlang, en hy verlang om sy vlug. En toe kom hy, word hy koning. Kom ons dink aan Lazarus, hy was 4 dae dood, en toe kom Jesus en hy reis hom op, hy haal my die dood uit, hy gee hom nuwe lewe. Want toe Jesus praat, hoe verander die dinge. So werk God. Hy berei lang voor. Maar wanneer hy optree, jy sien, die disippels moes daai 3 tot 4 myl roei op die water. Hulle moes in hierdie storm beland. Hulle moes die figuur sien om Jesus gewillig in hulle boot te neem, sodat hulle omstandighede nie môre kan verander nie, die volgende week kan verander nie, maar dadelik. Miskien het jy nou al so 2 kilometer geroei in jou omstandighede. Ek wil sê, môre hou aan roei. Die woord sê Jesus is op pad. Jesus is op pad. Jesus gaan op dit loop waarvoor jy bang is. Jesus is op pad om jou omstandighede te verander, maar jy moet gewillig wees om hom in jou boot te neem, sodat jou omstandighede, jou situasie dadelik kan verander. Maar jy moet gewillig wees. Jesus kom en hy sê, ek is. Moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Die geheim was nie die boot nie. Die geheim was nie die roeispanne nie. Dit was nie die disippels nie. Die geheim was die persoon wat in die boot geklim het. Want hy was daar nie gedwing nie. Hoeveel keer probeer ek en jy God dwing om iets vir ons te doen?
Ons hou daarvan hierdie belofte maak, ja. Ek beloof, ek sal dit so maak, as u vir my hierdie so maak. Dis ons niks anders as manipulasie nie. Asof ons sodat jy in beheer kan wees nie. Maar hier sien ek, die disippels was nie in beheer nie, hulle was gewillig. Hulle was gewillig om Jesus in die boot te neem. So as Jesus in jou lewe is, beteken dit, daar gaan storm wees, absoluut. As Jesus in jou lewe is, gaan daar storm wees. Maar jy moet wag kom. Jy moet wag kom. Onthou jy, die storm het nie die laaste sê nie. Kan ek vanmorgen vir jou sê, die duivel het nie die laaste sê nie. Al gooi die duivel wat se storm voor jou. Ek ken iemand op daai storm geloop. Sy naam is Jesus. Miskien staan Jesus vandag langs jou boot. Hy doen hom jouself in. Hy wag vir jou om gewillig met alles nie om vir my jou plekje, ek kan vir so groot plekje maak in my lewe, jy moet maar daar staan, of al is dit met jou voet, ek moet vol alles, gewillig, en alles weggeskryf, ek glo, as die boot die plek gehad het, sou hulle goed oorgegooid om Jesus in die boot te neem, want hulle was gewillig om hom in die boot te neem, want wie is dit? Want dit was Jesus, wat gesê, ek is, moet nie vrees nie. Die oomblik wat jy in jou lewe, jou gesin, jou toekoms, oorgee aan Jesus, begin God werk in die lewe. En wanneer hy aankom, wanneer het gebeur, wanneer hy daar is, wanneer hy inkom, gebeur dit daar. Ek het nie nodig om hom te ontvang vanmorgen. Ek weet nie waar, ek ken jou nie die kop nie. Ek ken jou nie voor die kop. Ons allemaal is nie dezelfde stoffe nie. Verskil is goed. Miskien is daar nog nie by jou 'n storm nie, miskien het dit net aand geword, miskien het dit net donker geword en jy het nie gesien daar kom 'n storm nie, en jy is op pad na jou bestemming toe. Miskien is jy daar in die middel van jou storm. Die vrees oorweldig jou. Sien vanmorgen Jesus aankom op die waters, op jou storm. Sien hom aankom vanmorgen. Miskien staan Jesus wak reeds langs jou boot. Hy staan en wag, geduldig sodat jy hom gewillig. Maar ons toe die disciples hom gewillig ingeneem het hulle dadelik beland gekom. Dadelik het daar ding gebeur. Dadelik het daar 'n wonderwerk gebeur. Hulle hoef nie te geroei nie. Hulle hoef nie te gesukkel het met die roeispanne nie. Hulle hoef nie te gesukkel het om die rigting te kry nie. Dadelik. So kom ons sal probeer om hierdie rigting te vind, om die roeispan reg te hou. Kom ons neem dit Jesus gewillig in ons lewens in ons hart, in elke facet van ons lewens, nie net in sekere gedeeltes nie, volkome om in jou lewe, so in jou omstandighede. Jesus wil jou omstandighede verander, dadelik. Maar hy wag vir jou. Hy wag dat jy in 'n boot klim. Miskien staan jy nog op die land. Miskien het Jesus jou geroep. Miskien het hy jou opdrag gegee om te gaan.
Jy staan op 'n skiep en aan. Klink vanmôre in die woord. Ja, ons weet nie wat daar lê op die waters nie. Ons weet nie wat se storms, wat se goed is daar op die pad, op die reis na jou bestemming toe. Ons weet dit nie. Want Jesus het nie gesê nie. Nie al wat Jesus gesê het, is die oude doodgegaan. Jesus het gesê, ek sal julle aansluit. Het hy nie so gesê? Ja, want sê die woord nie, is ons nooit vergeet of verlaat. Kom die woord op nie sê, ons moet nie vrees nie. Want hy is myne. Kom ons goed in. Kom ons neem hom gewillig in ons lewens. So ons omstandighede dadelik kan verander. Kom ons lê oor. O Heer, ons eer. Heer, hier waar ons miskien in 'n storm staan, Vader, en miskien is ons nog op die kant, Heer, of ons is besig om te roei, Vader. Heer, kan ons vanmôre sê, ons weet, Heer, U is op pad. En ons weet, Heer, U kom na ons toe. Heer, U kom op ons storm. Heer, U kom op ons omstandighede. Heer, want U is die Messias. Heer, U is die Christus. Heer, U is die een wat is, een wat was, een wat kom. Heer, U is die begin en die einde. Heer, U is die Alfa en die Omega. Heer, U is die weg en die waarheid en die lewe. Heer, U is. Heer, U is die woord. Heer, U is die rots wat op pad is. Vader, ek weet, vanmôre is hier mense, Heer, wat hulle harte oopmaak. Heer, om U gewillig in te neem. Heer, soos ek die woord verstaan, Heer, dat dit dadelik verander sal wees. Heer, van elkeen toe beskerm elkeen. Heer, met 'n manier van vrede. Heer, hier waar ons gaan vandag val, Heer, weet ons nie wat storm, wat struikelblok lê op die hoeke wag vir ons. Maar van ons weet, Heer, U is al reeds daar. Heer, U is op pad. En ons dank U, Heer, daarvoor vir. Heer, sien elkeen van ons. Heer, laat die vrede met alle verstand te oorgaan. En elkeen se sin en sy hart sal bewaar. Heer, dat die vrede met elkeen sal wees. Heer, en sal oorspoel van persoon tot persoon. Heer, daar waar hulle gaan.